Goeiemôre. Ek wil vandag graag hierdie erediens begin deur die woorde van 'n Psalm. Psalm 92. Hoor net wat skryf die psalmskrywer vir ons hier. Dit is goed om die Here te loof, om sy naam te besing allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou, om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en met lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes. Miskien net hierdie laaste vers. Groots is alles wat u doen, Here, maar ondeurgrondelik is u gedagtes. Die Here kom groet jou. Die Here of jou kom sê, ek is vandag hier om met jou te kom praat. Persoonlik. Om vir jou 'n boodskap te bring. Om hopelik iets van hierdie gedagtes van my aan jou te kom verduidelik. Kom ons maak die oë toe en dan doen ons 'n gebed saam. Almagtige Here, baie baie dankie. Dankie dat ons u woord mag oopslaan. Dankie dat ons weet ons is saam as gelowiges. Nie net van Langehoven of van Park nie, van reg oor die wêreld. En ons is nou almal, of ons by ons huis is of waar ons ook al is, saam om te hoor wat u vir ons wil kom sê. En daarom is my gebed vir oggend dat ons werklik u stem sal hoor en dat u met elkeen van ons sal kom praat. Amen. Ek dink ons ken almal baie goed die kinderliedjie, ek is 'n dapper muis. Ek is 'n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis. Daar is niks waarvoor ek bang is nie, behalwe, en dan kom allerlei nuwe vrese na vore. Dan sien die muis is net dapper vir dit wat hy ken. Elke keer as hy iets nuuts, iets onbekend raakloop, dan is hy vreesbevange. Baie mense is soos hierdie dapper muis. Hulle brawe en selfversekerde lewenstyl is op 'n manier net voorgee, want hulle is net braaf, totdat hulle die punt bereik waar iets vreemd, iets anders, iets nuut is, wat hulle bang en benoud kon maak. Die dood is so iets. Iets waarop ons nie altyd voorbereid is nie. Om lepel in die dak te steek is die Afrikaanse idioom, maar so baie keer gebruik ons die direkte weergawe van die Engelse idioom om die emmer te skop. In 2007 is daar die baie bekende fliek gemaak wat oor hierdie emmerskop gaan, The Bucket List. En vir die van julle wat dit dalk nog nie gesien het nie, ek dink dit sal baie min wees. Hierdie fliek gaan oor 2 terminaal siek mans wat 'n reis onderneem. 'n Reis waarin hulle al die dinge wil doen wat hulle altyd graag nog wou doen. Dit wat op hulle bucket list, hulle emmerskop lysie was, voordat hulle die emmerskop. Nou die rolle word vertolk deur Jack Nicholson en Morgan Freeman. En voor die film vrygestel is, het die Parade tydskrif 'n onderhoud met Jack Freeman gevoer. Oor die fliek, maar dan ook oor sy eie lewe en hoe dit hom persoonlik geraak het. En hoor wat sê hy? Hy sê, ek het altyd so vry gelewe. Ek het altyd gesê, mense moet hulle eie reëls maak. Mense moet doen net wat hulle self wil doen. En dis wat ek gedoen het. Ek het my eie kop gevolg. Dit was my lewensfilosofie tot in my 50's. Maar soos ek ouer geword het, het ek aanpassings begin maak. En hoor dan wat sê hy? Ons wil graag almal vir altyd lewe, nie waar nie? Onthou hy praat nou oor hierdie fliek van mense wat terminaal is. Hy sê almal bevind hulle egter op een of ander stadium teen 'n muur vasgedruk. En dit maak ons bang. Hy verwys natuurlik dan nou in terme van die fliek na een of ander tyd moet almal van ons sterf. En dit maak ons bang. Nou ek gaan nie vandag oor die dood praat nie.
Maar ek wil praat oor hierdie muur waarteen ons vasgedruk word en waaroor ons benoud raak. Hoekom? Want ons weet nie wat aan die ander kant hierdie muur lê nie. Ouens wat self wil besluit oor hulle lewe, wat soos die dapper muis is, wat self besluit en self doen en self die pad loop, hardloop hulle gereeld vas in mure, wat onsekerheid bring en angs bring en hulle benoud maak. En op 'n manier dink ek, bevind almal van ons vir ons huidiglik op so 'n plek, vasgedruk teen 'n muur. Hierdie muur het 'n naam, COVID-19, en alles wat daarmee gepaard gaan in Suid-Afrika en wêreldwyd. Vir party is die groot muur natuurlik die dood. Maar ek dink nie almal van ons gaan sterf vanweë COVID-19 nie. Vir baie van ons ander is hierdie muur van onsekerheid. Ek weet nie wat van ons voor lê in hierdie land nie. Ek weet nie hoe die ekonomie gaan lyk nie. Ek weet nie of ek gaan oorleef nie. Hoe gaan die einde van hierdie jaar vir my lyk? Gaan ek nog 'n werk hê? Gaan ek nog finansiëel kan oorleef? Gaan ek nog 'n huis en 'n motor besit of hierdie bank hulle kom haal? Miskien meer op die broodlyn, gaan ek kos in die kaste hê om werklik te kan oorleef? Ons beplan so graag alles haarfyn tot in die fynste besonderhede. Ons het mediese fondse vir wanneer ons siek word. Ons het anniteite wat uitbetaal op 65 as ek aftree, sodat ek goed versorg sal wees. Party, ongelukkig nie ek nie, maar party het self 'n lekker stewige spaarrekening vir krisistye wat my kan dra. Miskien is jy een van die wat alles haarfyn beplan het. Jy sit dalk nou in matriek. Aan die einde van die jaar maak ek matriek klaar, volgende jaar skryf ek in vir mediese by Koffsies, studeer 6 jaar, doen my gemeenskapjaar, dan gaan ek 'n praktyk vir my open en nou ek wil daar by die see wees. Alles in detail haarfyn vir die volgende 10 jaar vooruit beplan. En toe tref COVID-19 ons. Niks is nou meer seker nie. Ons weet nie eens presies wat ons nou van hierdie week af mag doen en nie mag doen nie. Ons probeer nog uitvind. Ons is teen 'n muur en ons weet nie wat ander kant daai muur lê nie. En ons hou nie van onsekerheid nie. Ons hou nie van verganklikheid nie, van dinge wat dalk kan ophou, wat dalk weggevat kan word nie. En die vraag is, in so 'n tyd van onsekerheid en verganklikheid, wat gee vir 'n mens moed vir die toekoms? Wat gee vir jou die moed om nederig aan te hou en om selfs ander te dien? Vir ander om te gee in 'n tyd wat ek vir myself ook bekommerd is. Jack Nicholson se sug na 'n vol lewe en vryheid, dit het 'n plek. Dis nie so verkeerd om nuwe dinge te wil ervaar, om suksesvol te wil wees nie. Maar is nie 'n goeie bron om moed te skep vir die pad vorentoe nie. Want op 'n dag besef jy, die dapper muis is vas teen die muur en weet nie wat aan die ander kant lê nie. Egte moed moet iewers van buite kom. En nou kom Paulus en hy sê vir ons, hierdie moed kom van God af. God wat aktief steeds betrokke is elke dag in die lewe. God, sê Paulus, wat in my persoonlike lewe betrokke is. Dan skryf hy daar in 2 Korintiërs 4 en 5 vir ons 'n paar dinge wat vir ons sê waarop bou hy sy moed vir die pad vorentoe. En daarom lees ek vir julle uit 2 Korintiërs, ek begin by hoofstuk 4 vers 16, ook as 'n inleiding. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby.
Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. En dan vers 6. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur die geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed, en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon, maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. En dan spring ek na vers 14. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Tot sover. Hoofstuk 5 vers 1 lê die sleutel van Paulus se moed vir die pad vorentoe. Hy praat daarvan 'n vaste gebou by God. 'n Vaste gebou by God. Hy weet, wat ook al gebeur, God gaan hierdie tydelike omskep in iets ewig, iets wonderlik, iets fantasties. Vanaf die gebroke lewe na heerlike ewige bestemming in God se teenwoordigheid. Dit is wat hy weet en dit is waaraan hy dan vashou. Hierdie verganklike dinge laat ons vrees. Hierdie onsekerhede op aarde maak ons bang. En dit maak dat ons soms gryp na allerlei grashalms rondom ons om aan vas te hou. Paulus kom sê, God self plaas ons lewe baie keer op 'n onsekere stuk grond. Nou hoekom sal God dit wil doen? Hoekom sal hy vir my onsekerhede wil gee? Want God wil nie hê ek moet so verknog raak, so vasklou in alles wat ek nou het, dat ek op 'n stadium self nie eers meer die ewige lewe, die hemel wil beerwe nie. En ek hou te vas aan wat hier is. Ek sê weer eens, ek preek nie vandag net oor ons lewe en ons gaan dood nie. Dit gaan oor wat is die dinge wat vir my belangrik is, waaraan ek vasklou, wat vir my moed sal gee vir die pad vorentoe. So baie keer bou ons ongelukkig op materiële dinge. Solank ek kos het om te eet, mediese versorging het, die huis afbetaal is, die motors in 'n goeie werkende toestand is, dan kan ek aangaan. Dis my sekuriteite, dis my prioriteite, dis waarop ek bou, dis waaraan ek vashou. En dan tref 'n wêreldwye krisis ons. En baie van hierdie goed stort in duie. Dinge waaraan ek soveel jare gewerk het en opgebou het, kan dalk in 'n oogwink van my al weggeneem word. Wat nou? Ek lees deesdae nie meer so baie van hierdie berigte nie. Ek hoop dit gebeur minder, of dalk berig die media net minder daaroor. Maar gesinsmoorde. En dan is dit vir my so tragies wanneer ek hierdie verhale lees, en ek lees dat die pa dit gedoen het, na hy sy werk verloor het.
Met ander woorde, daar was 'n denkraamwerk wat sê, as ek nie meer die inkomste het wat ek tot gister toe gehad het nie, as ek nie meer al daardie geld en al daardie materiële dinge kan bekostig nie, dis verby. Daar's nie meer hoop vir die pad vorentoe nie. So asof alles, maar alles in die lewe net gaan oor materiële besittings. En nou kom Paulus en hy sê, ons uitsig op 'n vaste woning wat vir ons wag, wat beter is as enige iets wat ons nou het, sal vir ons die moed gee om aan te gaan. Ook wanneer dit die dag sleg gaan en ons dalk baie verloor het. Paulus kom sê, nie net het ek die sekerheid van 'n vaste gebou wat vir my wag nie, daar's ook iets wat my motiveer. Ek word gedring, let wel, nie gedwing nie, maar gedring deur die liefde van Jesus Christus. Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Hy het alles opgeoffer omdat hy my so lief het. En dit motiveer my om ook vir ander om te gee. Lees weer vers 14 en 15. Die liefde van Christus dring my, daarom gee ek om vir ander. Dring my om nie selfsugtig te wees, selfgerig te wees nie. En baie mense het hiermee, dink ek nou nogal 'n groot probleem. Vir baie mense is nou 'n tyd om na jouself om te sien. Daar's ouens wat sê, ek het nog heel wat geld in reserve. Ek het hard daarvoor gewerk en ek het lank daarvoor gewerk en dis myne. Moenie vir my kom vra om nou na ander uit te reik, vir ander om te gee nie. So baie mense se latte is, God sorg vir die wat vir hulle self sorg. Ek het vir myself gesorg. Ek gaan nie van dit deel met ander nie. Buitendien, ek het hard gewerk. Ek sou 'n heerlike vakansie op 'n tropiese eiland gaan geniet het. 1 Junie. Nou is dit gekanselleer, maar ek hou die geld. Desember sal ek dit gebruik. Ja, ek weet my huiswerker sit by die huis. Onthou ek het vir haar gesê, nou work, nou pay, soos hy verdien niks. Daar's waarskynlik nie kos in die huis nie, maar ek gaan nie my hardverdiende geld nou vir haar 'n bietjie uitdeel nie. Desember gaan ek lekker vakansie hou. En ek sê weer, jammer as ek op tone trap, maar ek dink ons moet dit vir mekaar sê. Paulus sê, maar die liefde van Jesus dring my om te gee. Soms ook iets te gee. Dankie daarom. Dankie aan almal wat 2 weke terug so mildelik bygedra het, kospakkies gebring het, wat ons kon gaan uitdeel. En volgende Woensdag doen ons dit weer, tussen 9 en 10. Dankie dat julle al iets besef het van Christus se liefde dring my. Ek het so half die idee dat van julle dalk daar in die winkel terwyl julle aangekoop het, besef het, vandag kan ek nie daai lekker koek koop of daai 2-3 ekstra sjokolades nie. Ek sal iets opoffer, want ek het nou meer gekoop as net vir myself. Maar jou besef van Jesus se liefde dring my het gemaak dat ons 'n klomp kospakkies daar in buurgemeentes, maar ook hier in ons eie gemeente kon uitdeel. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Hierdie gedeelte kom sê dat ek moet gaan ondersoek instel, wat is die diepste motief wat my dryf in hierdie lewe? Waarvoor en waartoe lewe ek? Gaan dit net oor finansiële sekerheid, oor gesondheid, oor 'n mooi huis, oor 'n betroubare motor? Is dit die oogmerke van jou lewe? Is dit waarvoor jy lewe? Want as dit alles waarvoor jy lewe, is jy brandarm. Mense wat aan Christus behoort is nuwe mense. En Paulus kom sê, nuwe mense weet van 'n vaste woning wat vir hulle wag. Nuwe mense weet hulle is vrygemaak deur Jesus Christus omdat hy hulle liefhet en daarom gee hulle ook om vir ander, het hulle ook vir ander lief. Miskien. Ek sê net miskien wil die Here ook vir COVID-19 gebruik om ons op die punt te bring waar ons opnuut hierdie vraag kom vra. Nie kom nadink oor wat is die prioriteite in my lewe.
Wat is vir my belangrik? Hoe lyk my verhouding ook met my medemens? Ons staan voor 'n muur. En ons is nie seker wat aan die ander kant daardie muur vir ons wag nie. Maar as ons iets verstaan van tydelike tentwoning, as ons iets verstaan van Jesus Christus se liefde vir ons, dan is ons reg vir wat ook al ander kant daai muur vir ons lê en wag. Amen. Ek het gedink om vandag se erediens af te sluit deur 'n stukkie introspeksie. In vers 15 en 17 het ons gelees, Jesus het vir ons almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. As ek gekonfronteer word met hierdie vers, wat is my reaksie? Daar kan mense wees wat sê, nee, ek kry alles reg, maar ek weet nie of julle dan eerlik is nie. Ek dink ons almal behoort te sê, nee, ek kry dit nie elke dag reg nie. Maar hoe reageer ek op my gevoel dat ek dit nie reg kry nie? Die eerste opsie is om te sê, Here, nee, maar help my asseblief om môre en oormôre beter te doen en 'n verskil te maak. Dan is daar dalk ook mense wat sê, nee Here, ek kry dit nie reg nie. Nee Here, ek het misluk. Ek gaan nie eens weer probeer nie. Ek is nie goed genoeg nie. Vir julle wil ek 'n storieetjie vertel. Piet Nudee vertel die verhaal in sy boek Stories vir die Lewe. Die verhaal gaan oor 'n dominee wat hoor van 'n vrou wat sê dat God haar kom besoek en dat dan openbarings aan haar kom gee. En hy het bietjie skepties gewees oor dit en hy gaan besoek haar en toe sê hy vir haar, mevrou, wanneer die Here jou weer besoek, dan gaan vra jy vir die Here, hy moet vir jou uitwys, hy moet aan jou openbaar, wat is my as dominee se geheime sonde wat net ek en die Here van weet. Wetende natuurlik dat as sy nie regtig met die Here praat nie, gaan sy nie met die antwoord kan terugkom nie. So 'n tydjie later gaan besoek hy haar weer en hy vra so half smalend, mevrou, het jy toe vir die Here gevra wat my geheime sonde is? En sy antwoord ja. Hy skrik so 'n bietjie en hy sê, en wat het die Here toe gesê? Sy sê die Here het gesê, gaan vertel vir die dominee, as ek 'n sonde vergewe, dan vergeet ek ook daarvan. Ek weet nie meer wat sy geheime sonde is nie. Ek het daarvan vergeet. Vertel ook vir jouself gereeld dat as die Here jou vergewe, dan vergeet hy. Dan hou jy op top oor die verlede. Hou jy op om jouself te blameer en te slaan dat jy dit nie kon regkry nie. Maar as jy gemotiveer om aan te gaan en 'n verskil te maak. Die Here is 'n genadige God. En daarom sluit ons hierdie erediens af met 'n lied wat iets oor God se genade besing. Wat kom vertel en kom sê dat al is ek 'n wrak, die Here my sal kan optel en my sal kan laat leef en my sal kan gebruik om 'n verskil te maak. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was
was grace